Loof die Here. Here is goed. Kom ons julle so stil vir oggend. Die lê aan die plek. Ons mag hy sê amen, ons mag sê halleluja. Mag sê prys die Here, want hy is goed. Hy alleen is waardig om dit te word geprys. Ek wil vanmôre wil ek iets doen wat ek gaan hierdie skrif vir jou lees. En dan gaan ek vir jou vra om 'n oomblik stil te raak, net jy en die Here. En jy sien ons is mos bang vir stilte. Die mens is mos bang vir stilte. Die mens wil altyd besig wees, die mens wil rondhardloop. En ek wil vanmôre 'n paar oomblikke stilte gee. Gaan die skrif vir jou lees en dan gaan ek vir jou vra om jou goed toe te maak en dat jy net daar waar jy is, net vra wat beteken hierdie skrif vir my? En begin net uit dit. En jy sien baie keer dan vra die mens, maar wat moet ek bid? Wat moet ek bid dan nou? Maar of jy sê, ek gaan die skrif vir jou lees en ek gaan vir jou vra, wat beteken dit vir jou? En daar waar jy is, begin jy net met die Here te praat. Daai skrif is die skrif wat kom uit Psalm 119, vers 105, wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En 'n paar oomblikke gee, kom ons raak net stil vir 'n paar oomblikke. Wat beteken dit vir jou? Jy kan nie daar sit, maak net jou oë toe. En ek wil jou uitnooi, as jy op 'n stadium voel, maar jy wil net hardop bid, om dit ook te doen. Absoluut die vrymoedigheid, asseblief. Dankie Jesus. Dankie Here vir die woord, vir die skrif wat sê, U woord is 'n lamp op my voet en 'n lig op my pad. Here, my gebed is vanmôre dat hierdie woord ook wat ek bedien, Here, dat hierdie woord gevat sal word as 'n lig op die pad, op ons lewens, daar waar ons nou is. Daar ons onmiddellike tyd, die onmiddellike omgewing, Here, daar waar ons in die fase van ons lewe is, wat ook al dit is. Here, vanmôre sê Here, dankie vir U woord. Here, dankie dat ons weet dat U nie kan lieg nie. Here, dankie dat U altyd daar is. Here. Dankie dat U saamgaan. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, terwyl ek bid, wil ek ook vanmôre vir U sê, Here, dankie ook dat ons weer by mekaar kan kom volgens. Ja, Here, dankie dat ons op vanoggend weer vir Petrus saam met ons hier kan hê, Here. Ja, Here, dankie dat U ons deurgedra het, Here Jesus. Dankie dat elkeen van ons deurgedra het hierdie week. Dankie dat elkeen van ons nog 'n kans vandag het. Maar Here, kom praat vir ons vanmôre deur U woord met ons en ja, Here, kom wys vir ons. Kom leer vir ons en kom lei vir ons, Here. Dankie, Here, ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil jou aanspoor om gereeld skrif te vat, skrif te lees en dan te begin bid. Jy sien, die woord is kosbaar, die woord is lewendig. Ons lees baie keer die Bybel is vir ons amper iets wat so ver is. Die Bybel is vir ons baie keer, die mens lees die Bybel en daar's baie goed in die Bybel wat ek en jy kan altyd sê, maar ons verstaan dit nie heeltemal. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, dis oké. Ek dink nie ons gaan alles ooit verstaan.
Maar as om die woord te begin vat en te begin vir jouself sê, maar wat beteken hierdie woord in my lewe? Hierdie woord wat ons lees, moet 'n effek in my lewe begin. Daar moet 'n verandering in my lewe kom. En ek lees hierdie skrif weer in hierdie week kom hierdie skrif, ek het eendag wakker geword met hierdie gedagte en hierdie skrif in my hart. En ek besef net, ek kry net hierdie prentjie en ek wil vanmôre met jou deel, dalk het ek al met jou gedeel, dalk het ek nie, en as jy het al gehoor het, hoor maar weer. Maar, paar jaar terug doen ons 'n kamp daar, buite Karpietersburg op 'n plaas en ons vat die kinders uit, stap op die plaas is reg langs die N1, so daar's baie karre wat daar ry, sê die aand met elkeen sy eie flitsie saamvat, en so hy van kan skyn, waar hy loop, want daar het ons altyd vir hulle gesê, jy moet maar bykyk vir slange, vir skorpioene, so jy moes 'n liggie gehad het as jy geloop het. En ons stap baie aand en ons, in 'n oomblik, ervaar ek maar die Here sê, ons moet net gaan stil sit. Ons moet net, elkeen met 'n plekkie kry uitgesprei, maar ons moet net stil gaan sit. Sê vir hom, maar niemand mag praat. En in 'n oomblik, raak dit stil, en die karre gaan verby, en as 'n sekere tyd, wat dit net gebeur, dat daar op die N1 geen voertuig is. En daar's 'n absolute stilte. Ek wil sê, ek ervaar in daai oomblik 'n goddelike stilte, want hier is hierdie groot hemelruim, hier is hierdie sterre, en alles wat mooi is, wat die Here gemaak het. En in 'n oomblik is daar stilte, wat jy nie verwag nie. Vir 'n paar sekondes is daar geen kar wat verbygaan. En ek voel net dat die Here my hart lê in daai oomblik dat almal wil gewoonlik die stem van die Here hoor. Kom ek sê dan so. Elke kind van God glo ek wil die stem van die Here hoor. Maar net soos langs daai een snelweg is ons lewens, en ek die laaste paar weke daaroor gepraat oor stil word, om nie bekommerd te wees nie, maar ook te besig te wees, dat ons op 'n stadium moet stiller raak. Jy moet op 'n stadium stop, en sê, dis nou tyd vir stilte. En dat ons as mens baie keer is ons lewens soos die hele tyd, daar's 'n N1 wat die hele tyd verby ons hardloop. Daar's 'n klomp goed wat in ons koppe aangaan. En baie keer is dit so dat wanneer jy die woord vat en jy gaan raak stil, jy wil die woord lees en jy wil gaan bid, dan voel dit vir jou, maar ek voel nie nou iets onmiddelliks. Ek hoor nie wat sê die Here vir my nie. Maar jy sien net soos in daai oomblik, jy weet nooit hoe lank sou ons daar gesit. Ons het nie geweet hoe lank gaan ons sit voor daar stilte gaan kom nie. En so is dit ook dat ek en jy as mens, wanneer jy gaan stil raak voor die Here, is dit ook so dat ons nie altyd onmiddellik die Here ervaar nie. Want daar's soveel goed in die gang rondom ons. En daar partykeer tyd vat. Maar as jy lank genoeg bereid is om te wag, gaan dit kom. Die Here gaan met jou praat. Die Here wil hê dat ek en jy moet stil raak. En op pad af en of ons terug gaan kamp toe, sê vir hom, moet in 'n ry loop, en elkeen moet so met sy liggie net voor sy eie voete so skyn, sodat ek kan seker maak daar's niks wat op my trap nie. Daar's nie slange, daar's nie skorpioene nie, daar's niks nie. Spinnekoppe. Ons het altyd gesê daar's die 3 S'e waarvoor jy moet kyk. Slange, skorpioene en spinnekoppe. En terwyl ek so terugstap, kom hierdie ding op, presies hierdie skrif. U woord is 'n lamp op my voet. En ek wil hê dat jy vanmôre dit net so 'n bietjie vir jouself vat, as ek hier kom donker maak, en ek het allerlei obstacles hier neergesit. Sou jy nie kon gesien het wat daar is nie, en kan jy oor goed val, en kan jy seer kry. En vanmôre wil ek vir jou sê, dieselfde soos om in die veld te stap, en jy daai flitsie hier reg voor jou, op jou voete, dis jou flitsie vir jou voete. Jou flitsie skyn nie vir iemand anders se voete nie. Op 'n ander ou se flitsie skyn nie waar jy loop nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, so is dit met die woord van die Here ook. Baie keer dan deel die Here met iemand iets. En op daai stadium verstaan jy dit, maar is in elk geval nie op daai stadium vir jou nie. En daarom is dit so belangrik dat jy
die flitsie in jou hand moet hê en jy moet skei. Jy moet die woord van die Here vat en sê, maar waarvoor is hierdie woord vir my? Wat sê God vir my in my lewe? Ek wil vir jou sê, as ons dink aan die woord, ek het 'n paar woorde neergeskryf, maar as ek eerstens wat ons moet besef is, daar's twee koninkryke. Daar's 'n koninkryk van lig en daar's 'n koninkryk van duisternis. En as jy nie in Christus is nie, wandel jy volgens die koninkryk van die duisternis. Dis nie iets wat jy kies nie. Dis reeds gekies. Daar was 'n sondeval gewees. En Adam en Eva het verkeerd gekies. In daai oomblik onttrek die Here sy absolute teenwoordigheid van hulle. In daai oomblik verloor hulle die kosbare verhouding. In daardie oomblik raak dit donker om hulle. In daardie oomblik raak fear step in. Vrees het ingetree. Vrees het binne gekom. Donkerte was daar, duisternis was daar. En in ons natuur as mens is duisternis, is donkerte ongemaklikheid. Dis ongemaklik om in 'n donker plek te wees waar jy nie ken nie. Dis ongemaklik om in die donker te wees en jy hoor net geluide en jy weet nie wat dit is nie. Hierdie wêreld waarin ons leef is 'n donker plek. Daar's duisternis in hierdie wêreld. Daar's duisternis, daar's ongeregtigheid. Daar's sonde. Waarvoor is 'n lamp? As jy net dink aan 'n fisiese lamp, om daai lig te gee. Met ander woorde, wat is die effek van die lig? Die effek van die lig is sodat jy kan sien. Sodat jy kan sien wat daar is, sodat jy die gevare kan sien. Sodat jy kan sien wat daar is wat jou moontlik kan seermaak. Die woord van die Here leer vir ons ook so. Ons gaan kyk wat daar geskrywe staan in Johannes 1 vers 4 sê, die skrif begin met, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. En dan sê ook, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Onthou, toe die sonde ingetree het, die mens doodgegaan. Daai lewendige verhouding met God het gesterf. Dat dit was nie meer daar nie. Die mens was verwyderd van daardie teenwoordigheid van God gewees. En as 'n duisternis was heers, vers 9 sê vir ons, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Van wie praat hy? Van wie praat die skrif? Van Jesus. Jesus was die lig gewees. Jesus was God met ons. Jesus was Immanuel. Daardie vleeslike Jesus was soos 'n mens gewees. Dit was 'n mens. Maar die Gees in hom was God self gewees. Daarom is dit God met ons. God skep 'n liggaam sodat hy met die mens kan wees. Hy sê vir ons daar in Johannes die, wat ons skep daar? Ja, Johannes daar op, ons los einders daar. Hy sê vir ons in Johannes 12, sê hy ook, vers 46, hy sê, ek het as 'n lig in die wêreld gekom. Vers 46. Vers 35 sê, wie in die duisternis wandel, weet nie waarheen hy gaan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy Christus Jesus nie het nie, is jy besig om in die donker te rond te loop. Is jy besig om in gevaar te wandel. Iemand het eendag gesê, dat enige van die gevaarlikste goeders is, wanneer jy nie weet wat jy nie weet nie. Wanneer sê, as jy blind is, dan sien jy nie wat om jou aangaan. Wanneer jy geestelik blind is, gaan jy sekere goed regverdig en jy gaan sê, maar dis verraai. Dis verraai. Ek
Ek wil vir jou vanmôre bemoedig om te sê, in hierdie wêreld wat ons om ons kyk, is daar 'n klomp goed in die gang. Daar's 'n klomp negatiewe goeders. Daar's 'n klomp goed waarvoor ek en jy vandag kan sê, maar hierdie goeders vat 'n keer my. Maar daar's 'n uitweg vanmôre, want dis die probleem. Die probleem is daar's sonde in die wêreld. Die probleem is daar is ongeregtigheid. Die probleem is daar's nie natuurlike liefde meer nie. Die probleem is dat liefde vir mense is weg. Die vleeslike mens net homself lief. Die vleeslike mens kyk net na homself. En dat ek en jy vandag moet weet dat ons het Jesus nodig. Daar's 'n noodkreet daar buite, die wêreld is verlore. Ons gaan kyk na die toestand van ons huisgesin, gaan kyk na die toestand van huwelike, gaan kyk na die toestand van ons kinders, van jong mense. Gaan kyk na alles wat om jou aangaan. En vanmôre sit jy hier en jy sê ek het my eie dinge, ek het my eie bekommernis, ek het my eie uitdagings in die lewe. Nou wonderlik is dit vanmôre om te sê dat ons het die woord van die Here nie. Ek wil vanmôre vir jou sê hier is die woord van die Here. Maar Jesus, daar's ook 'n ander woord wat gebruik word vir, en in die begin was die woord wat verwys na Jesus. Maar Jesus was die lig gewees. Nou wil ek vanmôre dit vir jou probeer verduidelik en sê dat hier het ons 'n woord. Vandag het ek en jy 'n woord wat ons kan lees. Ons het iets waarop ons kan teruggaan. Vandag kan ons sê maar ons het hierdie boek vol instruksies wat ons maar kan volg en ons kan dit maar glo. Maar dit baat jou niks uit hierdie woord. Maar jy het nie Jesus aangeneem nie. Dit baat jou niks jy het hierdie woord en jy lees dit soos 'n storieboek. En jy kan vir my alles vertel wat daar aangaan. En jy kan dit quoteer. Maar die Here is nie daar nie. Dan beteken dit niks. Jy sien, Jesus kom. Jesus word mens vir jou en vir my. Om daardie verhouding te kom herstel. Daar waar jy dan vandag beweeg en daar waar jy vandag loop en sê maar dis donker. Dis donker om my. Wil ek vandag vir sê wanneer laas het jy die woord gevat en net hierdie woord weer opgetel en hierdie skrifte begin aanroep. Begin uitreik en sê Here, maar dis wat die woord sê. Jy sien selfs wanneer ons bid baie keer. Ons lees 'n skrif byvoorbeeld soos in Filippense 4. Wat sê wees oor niks besorg nie. Do not be anxious about anything. Dan sê die Here maar ons moet die woord sê vir ons dat ons begeertes by God moet bekend maak deur gebed en met smeking met danksegging en dan sal dit vir ons vrede gee. Maar baie keer is dit vir my dat ons gebed is selfs negatief. Ons gebed is net Here, ek het hierdie situasie, ek het dit, ek is dit. En voordat ons kon kry, raak ons negatief in die gebed. So wat moet ons doen? Ons moet hierdie woord begin vat. Ons moet ons lampie begin aansit. Omdat ons vanuit 'n verhouding met Jesus uit kan leef, moet ons hierdie lampie van ons aansit. Moet ons hierdie woord begin vat en sê, wanneer ons bid, dan sê ek, Here, maar u woord sê. Here, dankie dat u woord vir my sê, sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Dankie dat die woord sê dat wanneer ek in benoudheid is, kan ek tot u bid. En hy sal jou uitred en jy sal sy naam eer. Dankie dat die woord sê dat wanneer ek dit wat in my hart is voor u bekend maak, sal hy my vul met 'n vrede wat bo menslike verstand is. Die woord is jou liggie. En baie keer dan vra ons Here, maar hoekom gaan dit so? Here, hoekom? Wat verstaan ek nie? En dan sit ons eintlik met al die antwoorde by ons. Dit is so goed om 'n verskriklike lekker iets te eet en sê maar, hoe maak mense hierdie? Dit is so goed soos almal in die dag af gepraat met so staan hy Olga wat seker lekker chocoladekoek kan maak. En dan kan ons sê dit is verskriklik lekker. Maar as ek nie weet hoe om dit te maak en die gaan myne nie so uitkom nie.
En baie keer is dit so maklik om te sê, maar weet jy wat, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom sodat jy die lewe en dit in oorvloed kan hê. En dan verwag die mens baie keer, okay, maar nou moet ek nou lewe in oorvloed hê, want die Here het dan in die kruis gesterf vir my. Ek wil vanmôre vir julle sê, kind van die Here, as jy nie die instruksies gaan volg nie, gaan jy nie die lewe van oorvloed ervaar nie. Jy gaan nie verstaan maar wat gaan aan nie. Jy gaan nie verstaan maar wat is dit nie. En jy gaan kyk en jy gaan vir die wêreld sê, maar ek verstaan nie lekker. Jy gaan vir ander kinders van die Here sê, maar ek verstaan nie, want die Here beloof al die goed, maar niks gebeur nie. Kind van die Here, ek en jy het 'n verantwoordelikheid en dit is om by die voete van Jesus te sit. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie woord te lees en te sê, hier is my swaard. Ek het iets om aan te haal, want die woord sê, sy woord sal nie leeg terugkeer sonder te doen wat onwelbehaaglik is. So as dit donker raak om jou en my, is dit tyd om weer te sê, maar waar is ons lamp? Sy woord is 'n lamp op my voet, en hierdie woord wil ek vandag vir jou sê, sal jou elke dag vat waar jy moet wees, en jy sal veilig wees wanneer jy wandel binne sy woord. Hoekom? Want sy woord sluit geregtigheid in. En wanneer ek en jy in geregtigheid wandel, wanneer ons in genade wandel, wanneer ons in barmhartigheid wandel, dan is jy veilig, kind van die Here. Want luister mooi, ek wil vir jou sê, selfs as jy dink, as jy dit vat na ons menslike vlak toe, as jy in geregtigheid wandel, dan is jy ook mos gehoorsaam aan die wet. So dan is jy veilig. Wanneer jy in genade teenoor ander optree, wil ek vanmôre weer sê, sal ander genade vir jou hê. Wanneer jy barmhartig is, want wat jy saai, sal jy maai. Moenie beginsels van die woord vergeet nie. Ons wil partykeer stukkies van die woord vat en dan wil ons vir daai oomblik dit net vat vir ons en ons dink dit werk vir ons vandag, maar die woord het 'n geheel. En die woord moet die binne in ons begin leef. Wat sal gebeur as ek vandag vir sê, jy het ewe skielik nie, ek en Corneille vinnig oor gepraat, wat net so opgekom het, wat as jy ewe skielik nie meer die foon het nie, of jy het nie meer 'n Bybel nie? Sal jy genoeg woord in jou hê, sodat jy nog steeds blik op jou pad kan wees? Sal jy genoeg skrif in jou binneste hê, wat jy kan aanhaal? Sê, maar dis my lig. Die Here praat met my, die Here wys vir my, die Here lei my, die Here gee my die riglyn waarvolgens ek moet leef. Want dis daar waar jy sal veilig wees. Dis daar waar ek sal weet, maar weet jy wat, ek is besig op die regte pad. Wat sê Jesus? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. As jy in Christus lewe, sal jy lewe. Het ander dag gesê, wat maak dat ons die stem van die Here nie hoor nie? En een van die goed was gewees, besig gewees, een van die ander goed was gewees, is dat ons harte is nie voorberei nie. Baie keer dan lees ons die skrif verkeerd en ons mis dit, die belangrikheid van vergifnis, die belangrikheid van vryspraak. Dat ons voor God moet kom en sê, Here, ek wil vry maak. Ek wil dit, wat ook al aangaan, in my eie lewe wil ek net sê, Here, gee dit vir U. Gee dit vir U. Om die Here te begin loof en prys. Om dankbaar te wees in elke situasie. Om die mooi te gaan uitsoek in elke situasie en sê, wat gaan ek maak in die situasie, sodat God se lig deur my kan skyn. Want die Here het beloof, ek sê, nooit begin nie en nooit verlaat nie. Jy sien, kind van die Here, ek wil môre vir sê, daar's 'n probleem, en die probleem is, dat daar was 'n sondeval gewees. Daar was 'n tyd gewees, wat het veroorsaak het, dat as gevolg van die ongehoorsaamheid van Adam en Eva, was daar 'n skeidingsmuur. Die oplossing was gewees, dat Jesus gekom. Jesus het as lig in hierdie wêreld omgekom, sodat ek en jy kan lewe. Sodat ek en jy weer kan sê, wat die duisternis kan oor my nie heers nie. Dit kan nie. En die vyand gaan altyd met hierdie leuenstorie by jou kom. Of jy sê, gaan dit maak nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek sien hierdie lampie in my kop, en ek wil vir jou sê, daar's twee goed wat ek sien. Die een ding is, hierdie lampie, en ek gaan nou daar volgende skrif op toe gaan, maar hierdie lampie is eerstens vir my voet. Maar dan wanneer dit in my lewe begin dinge verander, dan het dit 'n effek op ander ook. Want weet jy wat? Van ver af, as jy 'n klein lampie aansteek, van baie ver af, in die donkerte, kan iemand sien, maar daar's 'n lig. Daar's 'n lig. En ek wil vir jou vanmôre sê, baie keer gebeur dit,
dat daardie lig trek goggaatjies ook nader. Dit trek goggaatjies nader. Dit trek baie keer mense met goggaatjies nader in jou. Mense met seer, mense met behoefte, mense met vrae. En dan moet daardie lig wat in jou is, oor hulle begin skyn. Dan moet daardie lig wat in jou is, oor hulle begin skyn. Of jy daai gedeelte lees uit Matteus die 5de hoofstuk ook. Dit is so vanaf. Nou. Wat sê Jesus hier vir die disippels? Interessante ding. Want Jesus het eers gesê, hy is die lig. En as jy mooi hierdie gedeelte gaan lees van die bergpredikasie, wat begin by salig as die arm van Gees is, dan kom jy op 'n punt waar jy dan sien, maar dis 'n verhouding. Daar's 'n stapsgewyse verhouding in daai hele proses van arm tot Gees. Dan te sê, maar salig is die wat troos, wat treur, wat hulle sal getroos word. Salig is die sagmoedig is, gaan deur hierdie pad, gaan volg dit, gaan lees dit 'n bietjie en dan gaan jy agterkom, dis 'n pad van geestelike groei wat uitgespel word daar. Tot op 'n punt waar Jesus dan nou vir hierdie disippels sê, julle is die lig. Jesus het op 'n plek gesê, julle sal groter dinge doen as wat ek doen. Want jy sien, wanneer die Gees van God in jou is, dan word jy die lig. Sy lig in jou. En ek wil hê dat jy vanoggend hierna luister, asof Jesus vanmôre vir jou sê, jy is die lig. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Jy sien, wat sê Jesus vir hierso? Jesus sê vir hulle baie duidelik, luister hier, wat baat dit jou? Wat baat dit jou dat jy sê jy ontvang die lig, maar jy maak niks daarmee nie? Hy sê dan vers 16, dan sê, laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jy sien, jou en my werke moet van so aard wees, dat mense kan sê, ek sien God in. Ek sien die verandering wat God in hierdie mense lewe teweegbring, sodat God verheerlik sal word. Maar dit is nie moontlik om dit te doen, as ons nie die lig het nie. Dit is nie moontlik om dit te doen, as ons nie die woord by ons het. En daarom is dit vanmôre so belangrik om te sê, dat ek en jy moet die woord vat. Die vraag is vanmôre, hoeveel tyd spandeer ons in die woord? Die vraag vanmôre is, wat wil God deur jou doen? Maar as jy nie die handleiding gelees het nie, hoe gaan God deur jou werk? Baie keer sit ons met die begeerte, ek wil so graag hierdie en daardie en dit vir die Here doen. Maar ons begin nie by die begin. Die begin is sy woord. Die begin is tyd met hom. Miskien moet ek by dit vanmôre sê, Here Jesus gee die opdrag, hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Hoe besig is jy met dit? Iemand vra die week vir my, sê op watter punt vra jy vir mense wat saam met jou, kom ons noem dit net in 'n geloofsgemeenskap beweeg. Op watter punt vra jy vir mense, okay, maar wanneer gaan jy nou opstaan vir Jesus? Wanneer gaan jy saam in die koninkryk begin werk? Op watter tyd, op watter tydstip, watter punt gaan jy sê, maar ek het vrug, dat mense kan sien, ek dra. En ek en jy moet ligdraers raak. Ons moet op die punt kom waar ons sê, waar ek beweeg, wat ek doen ek omdat die Here die oortuiging daar is.
en dit die waarheid is wat ek van sy woord. En sy woord gee vir jou en vir my 'n opdrag. Want as ons hierdie staander, hierdie lig aangesteek het, om dit nie weg te steek, jy sien jy kan nie. Jy kan dit nie wegsteek, daarom het ek nou vir jou gesê, jy kan nie vir my sê, dat jou verhouding met die Here is privaat, want dit is nie privaat, dit is persoonlik, maar nie privaat. Kan nooit privaat wees, want jy kan nie 'n lamp wegsteek, maar daar op die hemel staan, mense gaan dit sien. So mense gaan of lig of duisternis sien. Wat sien mense by jou allemaal? Jesus is die lig, Jesus het gekom vir jou en vir my, sodat ons in die lig kan wandel. En ons hoef nie meer in die duisternis te wandel. En ek wil jou vanmôre, wil ek vir jou geleentheid gee, om net vir 'n oomblik stil te raak weer. En kyk of ons vir ons 'n saggies musiek kan aankry. Nou wil ek hê dat jy stil raak en vir jouself die vraag van, as die goed waarmee ek daar klaar gemaak het, en gesê dat, as ek dit moet opsom, ek wil eers daai Psalm gou lees asseblief. Psalm 112 vers 4 sê, vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Luister mooi, wat sê die woord. Jesus gaan op as 'n lig vir jou en vir my, genadig en barmhartig en regverdig. En terwyl ek dit lees, kom dit my op, gaan my volgende asseblief. Ons leef in die wêreld vol duisternis. Maar as 'n oplossing, en Jesus kom as die lig, en sy woord is die lamp op jou voet. Laat God deur jou skyn, deur ook te wandel na die barmhartigheid, in daai genade, in daai opregtheid. Ek wil jou vanmôre uitnooi, vir 'n oomblik stil te raak. En dink jy aan areas in jou lewe wat vanmôre donker is. Kom net as dit nie oor toe maak vir 'n oomblik. Areas wat jy vanmôre as donker ervaar, areas wat jy onseker oor voel vanmôre. Areas wat jy vanmôre sê, Here, ek weet nie. Of areas waar jy struikel vanmôre. Sê vir die môre vir die Here, dankie vir die lig wat jy op hierdie situasie in my lewe bring. Here, leer my op die woord in hierdie situasie te bring. Here, dankie dat ons vanmôre voor U kan kom. Here, U ken vanmôre die donker areas in elkeen se lewe. My gebed is dat U woord lig sal bring in daardie donker areas. My gebed vanmôre is, Here, dat U woord die onsekerheid sal wegvat, omdat U woord 'n lamp op ons voet is. Here, ons hoef nie vanmôre ver te sien. Ons hoef net voor ons voete sien. Daarom bid ons, Here, om net vir hierdie dag, net dit wat vanmôre in ons harte is, net te sê, Here, dankie dat ons U kan vertrou. Dankie vir U genade, Here. Ons loof, Here, ons prys U naam, Jesus. Dankie, Here Jesus. Mooi U verheerlik vanmôre, Here. Dankie, Jesus. Here, my gebed is dat mense sal vashou in hierdie woord. Here, dat U die napredikers sal wees. Here, my gebed is vanmôre dat hierdie woord, dat die prentjie van 'n lamp sal vasbly. Here, dat daai prentjie sal skyn ook op so 'n manier dat ons sal sien en sê, Here, maar dankie vir U woord dat vir ons 'n lig op ons pad is. Dat ons nie bang te wees nie, maar dat ons die lig ontvang.
Maak ons op waar die omstandighede is, maar Here, dat ons vir U kan gee. En Here, dat ons al uitgaan, Here, in die lig al buite sal skyn. Nie sal skaam wees vir die evangelie van Christus nie, maar sal skyn. Dankie Jesus, dankie vir genade. Dankie dat U vir ons 'n prys betaal aan die kruis. Here, ons loof, ons prys U. Word U verheerlik vanmôre. Dankie Jesus. Dankie Here. Hoor jy vra jy moet net so toe hou vanmôre vir my asseblief. En ek wil vanmôre vir jou vra dat waar jy sit, asseblief jy moet toe te maak. Waar jy dalk voel vanmôre, maar as goed in jou lewe wat vir jou swaar is, wat vir jou donker is, dat jy vanmôre net eintlik is 'n teken van oorgee. Wat goed in jou hart is vanmôre wat vir jou moeilik is. Om net jou hand net op te steek en te laat sak. Moet jy dat hou, kan maar net opteken. Baie dankie Jesus. Dis net 'n teken om te sê, Here, ek gee dit vir U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons loof en ons prys Jesus. Dankie Jesus. Daar sit en sê, kan net jou hand op jou skoot eintlik net sit en net jou hande omdraai, handpalms net na bo. Net om gereed te wees om te ontvang. Here, dankie dat ons vanmôre kan bid en vra Vader. Vanmôre voel ek gelei om te sê, Here, ek wil bid en sê, Here, U ken vanmôre die behoefte, die begeerte, die swaar van elkeen. Daar waar daar net die aksie is van een wat net sy hand uitstrek na U, deur 'n eenvoudige gebaar om sy hand net om te draai en sy palm na bo te hou en te sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig. Ek vertrou vanmôre op U. Here, dankie dat ons vanmôre kan glo dat U is 'n beloner van die wat U soek. My gebed is, Here, dat U, Here, sal antwoord in daardie oomblikke. Daardie plekke, daardie areas waar mense vanmôre sê, Here, ek het nie die antwoord nie en ek weet nie of ek voel seker. Dankie dat U uitkoms is. Dankie dat U vooruitgaan. Ja, Here, dankie vir 'n woord in Psalm 62 ook. Waar jy skryf Here Jesus. En dan net sê dat my toevlug is in die Here. Dankie Here vir die skrif wat sê, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. My God is my heil, my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd oorvol, stort jou hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Dankie Here dat U vanmôre vir ons 'n toevlug is. Dat U 'n veilige vesting is vir ons môre. Ons dankie Here. Ons loof Here. Word U verheerlik in Jesus naam. Amen.